is dit nie wonderlik vanoggend om net die naam van die Here te kan loof en te kan prys nie. Dan verklaar dat hy ons God is en dat hy ons Here is. Ons liefde vanoggend teenoor hom kan verklaar. En ek sê altyd, ons as mens kan nooit God eerste lief hê nie. Maar ons liefde vir die Here is altyd 'n antwoord op sy liefde. Inteendeel, alles wat ons vir die Here kan sê of kan doen, is eintlik maar net 'n refleksie van homself, wat ons net terugskyn teenoor hom. En daarom is het volgens so wonderlik om net die naam van die Here te kan loof en te kan prys. Hou die nagmaal aan een kant, ons gaan net nou daarby uitkom. Vanoggend wil ek met u praat oor ontmoet deur ervaring. Ontmoet deur ervaring. In Eksodus 33 lees ons die volgende, dis 'n verhaal van Moses en sy ontmoeting en ervaring met die Here. Die Bybel sê vir ons, en as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan. En dan spreek hy met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses. Ek wil jy moet baie mooi luister. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend. Ontmoet deur ervaring. Moses het sekere ervarings met die Here gehad, wat gelei het tot 'n ontmoeting, waar hy die Here gesien het, en die Here met hom gespreek het, van aangesig tot aangesig, soos met 'n vriend. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, die jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Ek wil vanoggend met praat oor vers 11. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend. Die Bybel sê vir ons, niemand het die Here gesien van aangesig tot aangesig en geleef nie. So die Here moes met Moses gepraat het op 'n sekere manier wat beskryf word van aangesig tot aangesig. Maar Moses se lewe het 'n sekere verloop geneem voordat hy by hierdie ervaring gekom het. Hy het die Here lank van tevore al ontmoet, wat gelei het tot hierdie ervaring wat hy met die Here gehad het. En almal van ons soek hierdie ervaring. Maak nie saak wie jy is nie, dit maak vanoggend nie saak of jy die Here Jesus in hom glo of nie. Die mens in sy wese het hierdie begeerte dat die Skepper van hemel en aarde aangesig tot aangesig met ons sal praat soos met 'n vriend. Hy sê nie vanoggend soos 'n God met 'n diensknegt, hy sê maar soos met 'n vriend. Met ander woorde, alles is oukei. Alles kan bespreek word. Niks hoef weggesteek te word nie. En ek wil vanoggend 'n paar aspekte, 'n paar ontmoetings, 'n paar karaktereienskappe wat ons van die Here sien in hierdie gedeelte, wil ek vanoggend met u deel, sodat ons ook vanoggend die Here kan ontmoet in sy woord, wat kan lei tot 'n ervaring dat hy met ons ook kan praat op die einde van die dag, van aangesig tot aangesig, soos met 'n vriend. In die eerste plek sien ons God gebruik gewone, onvolmaakte mense. Kan ek 'n amen kry? En ek is so dankbaar vanoggend dat die Here gewone, onvolmaakte mense gebruik. En Eksodus hoofstuk 3, reg in die begin van die verhaal, lees ons, en nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot my, die Here, gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarby Egiptenaars hulle verdruk. Dan sê hy vir Moses, gaan dan heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Vers 11, maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat die kinders van Israel, dat ek hulle uit Egipte land sou lei. Wie is ek? En wanneer ons praat oor mense wat deur die Here gebruik kan word, dan kom die vyand baie keer ook met hierdie selfde strategie, en hy vra die vraag, maar wie is jy, dat jy dink dat die Here jou kan
gebruik. Jy's niemand spesiaal nie, jy besit nie 'n amp in die kerk nie, jy's nie 'n voorsanger nie, jy's nie op die bestuur nie. Wie dink jy is jy, dat jy dink dat die Here jou kan gebruik? Wie is ek, Here? Sê Moses. Nou ons moet gedagte hou, dat Moses het 'n verlede gehad. Ons vergeet baie keer as ons die held Moses van lees, dat daar ook 'n Moses die moordenaar was, dat 'n Egiptenaar doodgeslaan het op 'n gegeewe oomblik. En hy kom met daardie bagasie, kom hy met hom saam. Hy was basies aangenome kind gewees in die huis van Farao, en hy kom met daardie bagasie met hom saam. Enigiets wat ek en jy kan ervaar, Moses het dit op 'n groter skaal ervaar, en hy kom met al daardie bagasie, kom hy, en hy woon nou vir 40 jaar in die woestyn. Gedink die Here het hom van hom vergeet, en dan sê die Here, ek wil jou gebruik. Hy sê, Here, wie is ek, dat U my kan gebruik. En dan in vers 10 van hoofstuk 4 lees ons, toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister en of van eergister, of van dat U met die knegt gespreek het, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Nou ons weet nie of het hy gehakkel, of wat was die storie nie, maar Moses sê vir die Here, eers sê, Here, wie is ek? Dan sê die Here van, moenie daaroor worry nie, en sê, maar Here, ek kan nie praat nie. Wat sê Moses hier? Hy maak verskonings. Hy sê, Here, ek is nie so begaafd soos iemand anders nie. Daar's baie beter mense wat U kan gebruik as vir my. Daar's mense met baie meer talente en baie meer karakter, mense wat meer heilig is, mense wat beter is as ek. Here, U kan hulle eerder gebruik. Maar die Here sê vir hom, ek wil jou stuur. Ek wil jou stuur. Nou in Jesaja 6 vers 8 lees ons die volgende. Daarop hoor ek die stem, dis die profeet. Hy sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? En ek dink daardie roepstem kom nog elke dag tot ons as mens. Wat die Here vra, is daar iemand wat bereid is dat ek jou kan gebruik? Is daar iemand wat ek kan stuur? Ek het 'n behoefte. Ek weet nie of jy kan onthou, dis seker 'n paar jaar nou al terug, het ons 'n woordskool gedoen van Bruce Wilkinson, You Were Born for This. En die hele boek gaan oor dat die Here ons as gewone, onvolmaakte mense wil gebruik om vir hom wonderwerke af te lewer. Want die Here het mense nodig om sy wonderwerke vir hom af te lewer. En die Here kom en hy, kan ek jou stuur? Kan ek jou stuur? Kan ek jou stuur? Maar baie keer kom ons in so opset soos vandag en ons sê, Here, ja, Here, stuur my. Ek is gewillig, stuur my. En dan as die Here ons wil stuur, dan is ons reaksie soos volg. Gaan vir 'n bietjie verder aan na Lukas toe asseblief. Lukas hoofstuk 9. En hy sê aan die een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En dan 'n ander een in vers 61 het hy ook geroep. En die sê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En dan is daar nog een, en die Here kry elke keer 'n verskoning. En ek dink dis die probleem wat ons baie keer het, is dat ons sê, ja Here, hier is ek, soos Jesaja gesê het, hier is ek, Here, stuur my. Maar as die Here ons wil stuur, sê, ja, ek sal gaan, gee my net 'n kans, my skedule is net so besig. Ek het net eers die afspraak. Ek wil net eers dit voltooi. Here, U kan my gebruik, maar nie op hierdie oomblik nie. En die Here vra, wie kan ek stuur? Nou kom Jesaja en die Bybel sê, toe antwoord ek, hier is ek. Onthou, die Here vra hierdie vraag vir die hele mensdom op daardie oomblik. Hy sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Dis die drie eenheid wat mekaar praat. Wie sal vir ons gaan? Dan sê Jesaja, hier is ek, Here. Ek is nie volmaak nie. Ek is nie volkome nie. Ek is vanoggend 'n gewone mens, Here, maar hier is ek. Here, as U vanoggend my kan gebruik, hier is ek. En dan sien ons dat Dawid was die jongste van al die seuns, maar die Here het hom gebruik. Gideon was bang en het weggekruip, maar die Here het hom gebruik. Jakob was 'n bedrieër, maar die Here het hom gebruik. Petrus was haastig van persoonlikheid, maar die Here het hom gebruik. Paulus het die kerk vervolg, maar die Here het hom gebruik. En so kan ons volgens aangaan om te kyk na voorbeelde van mense wat die Here gebruik het, en dan sien ons dat die Here is nie die aannemer van persoon nie. In Efesiërs hoofstuk 6 vers 9.
Hy sê, en Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die regimente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Die Here soek nie vanoggend jou gawes nie. Die Here soek nie vanoggend jou talente nie. Ja, hy gebruik dit, is wonderlik, maar hy soek vanoggend net iemand wat sê, hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Stuur my. Gebruik my, Here. Nou as ons vanoggend hier almal bymekaar is en die Here moet hier wees, hy moes hierdie vraag vra en iemand het hand opgesteek as ons sê, hy's lekker voorbarig. Maar die Here soek vanoggend iemand wat net in die gees voorbarig wil wees en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ja, Here, ek het 'n verlede soos Moses en ek het 'n hede soos Dawid en ek het foute soos Jakob. Here, maar ek is beskikbaar en die Here sê, al wat ek nodig het is net jou mens wees. Ek kan die veranderinge aanbring wat nodig is. Ek kan die gawes en die talente gee wat nodig is. Ek kan deur jou spreek. Moenie bekommer, gee my net 'n heilige en aan God welgevallige offer. Gee my net 'n liggaam, gee my net 'n persoonlikheid waardeur ek kan werk. En partykeer as ons sien die Here gebruik iemand, dan dink ons, hoe kan die Here Ons dink dit hardop iemand, niemand mag dit weet, maar hier nou binne dink ons, maar hoe kan die Here daardie persoon gebruik? Weet jy hoekom gebruik die Here daai persoon? Want daai persoon is gewillig. En ek wil vanoggend hier oproep, Moses op die einde van die dag was gewillig. Hy het gedoen wat die Here vir hom gesê het. Al was hy nie volmaak nie, al was hy nie volkome nie, al het hy character flaws gehad, soos ek en u het, al het hy sondig, die Here het hom nog steeds gebruik. Hoekom? Want die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Sê vir die persoon langs jou, die Here kan jou gebruik. Kom maar, sê dit vir iemand. Die Here kan jou gebruik vanoggend. In die tweede plek, en ek het so gemediteer oor hierdie ding gister, gehoorsaamheid is die sleutel tot die krag van God. Gehoorsaamheid is die sleutel tot die krag van God. Eksodus 14 vers 13, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing wat die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien nie. En die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Vers 21, toe steek Moses sy hand uit oor die see en die Here het deur 'n sterk oostewind, Moses het sy staf uitgesteek, maar die Here het deur 'n sterk wind, die oomblik wanneer ek in gehoorsaamheid doen wat die Here sê, kom die Here op die toneel en word sy krag geopenbaar. Ek wil hom sien. Dit gaan nie vanoggend oor wette of dit gaan vanoggend oor gehoorsaamheid. Die gehoorsaamheid van 'n kind van God is volgens die sleutel tot geloof. Dis die sleutel tot hoop. Elke keer gee die Here 'n opdrag en hy sê, jy moet net iets doen om hierdie ding te ontsluit, om my krag te aktiveer in hierdie situasie. En vir Moses was dit eenvoudig net gewees, neem met jou staf en steek dit net uit. Neem jou staf vanoggend en steek dit net uit en ek sal die res doen. Eksodus 17 vers 6. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom en my volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. Moses het die krag van God in werking gesien terwyl hy gehoorsaam was. Die oomblik toe hy ongehoorsaam was, was daar gevolge, maar terwyl hy gehoorsaam was aan die stem van die Here. En die Here gee vir ons ook sekere opdragte, en baie van die opdragte maak nie sin nie. Dink jouself nou net in, jy kom in die woestyn, daar's niks water nie, en die Here sê, slaan hier die rots. Ek sal 2 keer dink, of hier is 'n see voor jou, wat oop, wat hierdie volk moet trek, en die Here sê nie, bou 'n brug nie, hy sê, steek uit jou staf. Jy sien, dit wat die Here vir ons sê, in die natuurlike maak nie sin nie, maar dis waar gehoorsaamheid inkom. Dis waar gehoorsaamheid inkom. In Johannes hoofstuk 9 vers 6. En toe hy dit gesê, spoeg hy op die grond en maak klei van die spoeg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou by die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom.
Hy het gedoen en hy het gaan was en hy het siende teruggekom. Geliefdes, daar's eenvoudige basiese opdragte wat die Here ons in sy woord gee. En ek het nie volgende keuse of gaan ons gehoorsaam wees al dan nie, of gaan ons verskonings maak. Want dit is ook 'n geleentheid om verskonings te maak. Ons lees byvoorbeeld hier van Haman in 2 Konings hoofstuk 5. Kom ons lees dit saam. Hy sê, toe stuur Elia boodskapper na Haman en sê, gaan heen, was jou 7 maal in Jordaan en jou vlees sal terugkeer en jy sal rein wees. Maar Haman het baie kwaad geword en hy het weggegaan en gesê, ek het gedink. Hy het 'n vooropgestelde idee gehad van wat die Here wil hê hy moet doen. En ek en u moet nooit na die slaguister trap om 'n vooropgestelde idee te hê, om te dink dat die Here gaan op hierdie manier werk nie. Die Here werk soos hy goeddink. Al wat hy van my en jou vra is gehoorsaamheid. Gehoorsaam. In die klein goedjies, gehoorsaamheid. En dit aktiveer die krag van God in my en jou lewe. Die Here sê vir die disippels, hy sê, gaan wag in die bovertrek vir 10 dae en julle sal die krag van die Heilige Gees ontvang. En toe hulle gehoorsaam gewag het vir 10 dae, het die krag van die Here in werking gekom in hulle lewe. Daar was gehoorsaamheid. Die Here sê vir my en jou, nadat Petrus die evangelie verkondig het aan die volk, sê die volk, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê, bekeer jou en laat jou doop en sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan ek dink dis die eerste toets van gehoorsaamheid wat die Here aan 'n kind van die Here gee. Bekeer jou, kom terug na my toe en laat jou doop. Dis die eerste stap van gehoorsaamheid. Doen ek dit? Het ek dit gedoen? Is ek gehoorsaam aan die opdrag van die Here? Ons lees hier verder in 2 Konings hoofstuk 5. Hy sê, is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as hierdie rivier nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. En luister baie mooi, as sy diensknegte hom nie oortuig het om gehoorsaam te wees aan die opdrag van die Here het nie verander nie, die stem van die Here het nie verander nie, die woord van die Here het nie verander nie, Haman se ingesteldheid moes verander. En die Bybel sê vir ons, toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet die spreekwys van die Here, jy 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer, nou dat hy vir u gesê het, was en jy sal rein word. Daarop het hy geklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik. Ek wonder. Toe hy by die 6de keer gekom het hy dalk gewonder, ek weet nie of hierdie storie gaan werk nie. Jy sien, baie keer hou ons net te vroeg op. Baie keer gee die Here ons 'n opdrag en die Here sê vir ons om 'n sekere ding te doen. En hy sê, wees net gehoorsaam hier. En ons doen dit 1 keer, 2 keer, 3 keer. Maar die Here het gesê 7 keer, maar by die 5de keer kom ons. Die Bybel sê vir ons, daar was 'n geval gewees waar die koning by die profeet kom en daar was oorlog gewees. En die profeet sê, maak die venster oop en skiet. En die Bybel sê 3 keer wat ook al geskiet en toe het hy gestop. En die profeet sê vir hom, as jy aanhou skiet het, sou jy oorwin het. As jy net aanhou doen het wat die Here vir jou gesê het om te doen. En hier kom Haman en die Here sê vir hom, wil jy rein word, gaan was jou 7 keer in die Jordaan. Hy dink is belaglik. Hoe kan die Here vir hom sê om dit te doen? As baie beter riviere in die land waar hy vandaan kom. En hy het vererg weggery tot sy diensknegte om oortuig het om hom sê, wees net gehoorsaam. Weet jy, ek is so dankbaar vir hierdie gedeelte. Weet jy hoekom? Want baie keer is ek ook ongehoorsaam. En ry ek ook vererg weg uit 'n situasie uit. Maar as ek dan teruggaan en ek repent en ek kan net doen wat die Here gesê het. Ek het eendag 'n preek gehoor dat 'n pastoor gepraat het oor die stem van die Here. En wat ek gesê het, baie keer kom mense en sê, pastoor, ek hoor nie meer, ek het die stem van die Here altyd gehoor, maar ek hoor nie meer die stem van die Here nie. Toe sê hy, gaan terug na die laaste keer wat die Here mee gepraat het en gaan doen wat hy vir jou gesê het. Jy sien, dis die gevaar wat ons loop. As ons nie gehoorsaam is nie, dan is ons besig om die stem van die Here uit te doof vir die toekoms wanneer hy met ons wil praat. En vanoggend is dalk dit nodig. Ek is seker daarvan Haman moes repent en sê, weet jy, okay, ek is jammer profeet, ek is jammer dat ek nie geluister het, dat ek ongehoorsaam was en miskien moet ek en jy ook vanoggend net voor die Here kom sê, Here, ek is jammer dat ek ongehoorsaam was. Ek weet u het 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar terug het u vir my 'n woord gegee en ek het dit gevolg vir 'n tyd lank en ek het dit net gelos, Here, maar vergeef my daarvoor, Here. Ek wil weer daardie opdrag wat u vir my gegee het, ek wil dit weer uitvoer. Ek wil gehoorsaam wees aan u stem. En die Bybel sê, en sy vlees het teruggekeer soos die van 'n jong seun en hy het rein geword.
Jesaja hoofstuk 1 vers 19 sê, as julle gewillig is en luister. As julle gewillig is en luister. Ander woorde, as jy jouself beskikbaar stel en luister, sal jy die goeie van die land eet. Sal jy die krag van God in jou lewe ervaar. Jy sien, ons gaan deur 'n krisis, ons vra die Here wat om te doen en die Here gee vir ons 'n opdrag. En dan baie keer sê ons, Here gee vir ons 'n ander opdrag. Want ek hou nie van hierdie nie. Hierdie maak nie vir my sin nie. Daar's 'n klomp goed in die Bybel wat eenvoudig opdragte wat die Here van ons gee wat nie vir my sin maak nie. Soos daai een van draai die ander wang. Dit maak nie vir my sin nie. Om 'n tiende van my inkomste vir die Here te gee, dit maak nie vir my sin nie. Om te vergewe 70 maal 7 keer, dit maak nie vir my sin nie. Maar die Bybel sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Met ander woorde, steun nie op dit wat vir jou sin maak nie. Wees eenvoudig net gehoorsaam. En uit daardie gehoorsaamheid word die krag van God gedemonstreer in my en jou lewe. Daar's iets in gehoorsaamheid. Daar's iets in gehoorsaamheid. Ons kan vanoggend, die Bybel sê vir ons, Jesus inteendeel sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar slegs hulle wat doen wat my Vader van hulle verlang. Met ander woorde, die wat gehoorsaam is. Gehoorsaamheid is so belangrik. Ek kan nie vanoggend, luister mooi, en ek wil net vir 'n oomblik daaraan dink. Ek kan nie vanoggend sê Jesus is my Here as ek hom nie gehoorsaam nie. Dan is hy nie my Here nie. Hy's dalk my verlosser, maar hy's nie my Here nie. Gehoorsaamheid is die sleutel. In sy woord, deur sy stem, deur die leiding van die Heilige Gees, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. En weet jy, dis hoekom ons ook dan ons liggaam op die altaar van die kruis lê en spesifiek ons ore om die stem van die Here te hoor en ons wil aan hom verbind sodat ons gehoorsaam kan wees. Kan jy sien hoe belangrik daardie handeling is wat ons die afgelope paar weke doen? Om met ons liggame as 'n heilige aan God wegvallige offer op die altaar van die kruis neer te lê. As jy nie was daai Sondag nie, is op YouTube, gaan luister dit asseblief. Jy moet dit verstaan en jy moet dit vir jouself doen. So in die derde plek, God se teenwoordigheid maak die verskil. God se teenwoordigheid maak die verskil. Ons sien in Eksodus hoofstuk 33 vers 15. Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, dis Moses wat oor die Here praat. Hy sê, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk, is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie. So sal ons, ek en die volk, onderskeie wees aan elke ander volk wat op die aarde is. Toe sê die Here vir Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade in my oë gevind. Luister baie mooi, het ek en jy nie ook in Christus Jesus genade gevind in God se oë nie? En het hy nie vir ons die belofte gegee om te sê, ek sal met jou wees al die dae tot in die volëinding van die wêreld nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die teenwoordigheid van die Here maak die verskil in die kind van die Here se lewe. En Jesaja hoofstuk 41 vers 10 sê die Here, wees nie bevrees nie, hoekom nie? Want ek is met jou. Daar's rede om te vrees. Hy sê, maar moenie vrees nie, hoekom nie? Want ek is met jou. Kyk jy angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my redder regterhand. En daarom sê die psalmdigter, met my God kan ek 'n bende storm loop en met my God spring ek oor 'n muur. Hoekom? Want die Here is met ons. En ek en jy moet bewus raak daarvan. En ek en jy moet elke dag in ons gebed 'n verklaring maak. Sê, Here, dankie dat U in hierdie dag by my is, dat U Gees in my woon en dat ek nooit alleen is nie. Ek moet dit verklaar, ek moet dit deel van my gebed maak, om te verklaar dat die Here is elke oomblik van elke dag, in elke situasie is die Here by my. In Genesis 39 kry ons die verhaal van Josef en alles waardeur Josef gegaan het. Ons ken sy storie, maar die Bybel sê vir ons in Genesis 39 in vers 2, en die Here was met Josef. Hy was weggevoer, hy was in 'n vreemde land, hy was verkoop, hy was verwerp deur sy broers, maar die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was en hy die huis van sy heer die Egiptenaar het hy gebly. Die Here was met Josef. Jy sien, al gaan ek ook deur dae van dood skaduwee, sê die psalmdigter in Psalm 23, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Daardie bewustheid dat die Here is met my.
Dit bring my tot 'n ontmoeting wat ek aangesig tot aangesig met die Here kan praat. Maar ek moet eers bewus raak dat die Here met my is en waar ek ook al gaan, dat die Here by my is en deur watter situasie ek ook al gaan, dat die Here by my is. En as dit voel of die Here by my is die Here met my. En as dit voel of die Here nie met my is nie, is hy nog steeds by my, want hy het beloof hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Ek moet dit doen in gehoorsaamheid wat die Here gesê het en hy sal met my wees. Heel wat verder in die hoofstuk, vers 21, sê die Bybel, maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerstes van die gevangenes. Hier is hy onskuldig in die tronk gegooi, maar die Here was met Josef. So ook Paulus en Silas wat in die gevangenis gegooi is, maar die Here was met hulle. As ek vanoggend net weet die Here is met my. As ek vanoggend net kan bewus raak van die Here is met my, dan kan ek elke situasie beter hanteer. Jesaja 43 vers 1. Hy sê, maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Aan die woorde, ek is jou Heer, jy behoort aan my. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die rivier is ek by jou. En as jy deur die vuur gaan, is ek by jou. Hy sê in vers 5, hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Hoeveel het ons meer nodig vanoggend om dit te hoor? Die Here sê, ek is by jou, ek is met jou. Daardie wete, daardie bewustheid. Dis nie vanoggend genoeg om dit net hier te hoor en hier te glo nie. Nee, ek moet vanoggend hier ontvang en ek moet 'n bewuste besluit maak om dit te verklaar oor my lewe, om te verklaar die Here is by my, die Here is met my. En as ek in die oggend my oë oopmaak of waar ek ook al is, sê Here, dankie in hierdie dag dat U met my is, dat U Gees by my is, dat U teenwoordigheid vanoggend voor my uitgaan en dat die guns van die Here vanoggend vir my 'n pad maak. Dankie dat U by my is. Maak my bewus van die teenwoordigheid. Maak my bewus. Jy sien, baie keer bewoord ons net ons gebed verkeerd. Want baie keer sê ek wil sien dat die Here met my is. Ek wil voel dat die Here met my is. Kan die Here net vir my 'n teken gee dat hy met my is nie? Nee, al wat jy moet sê is, Here, maak my net bewus van die teenwoordigheid. Maak my, en die Here sal op 'n manier jou bewus maak wat jy sal weet. In daardie oomblik, in daardie situasie, is die Here met jou. Here, maak my net bewus van U teenwoordigheid. Aras, nee, is jy nog met my? Nommer 4, geloof sien wat God sien. Geloof sien wat God sien. Hebreërs 11 vers 24. Luister net. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het. Onderstreep daai woord. Om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Eerstens, hy het gekies. Tweedens, hy het gesien. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Een wat sien wat die Here sien. Die opdragte van die Here, die woord van die Here, wys vir ons wat die Here sien. En Moses het gesien wat die Here sien. Hierdie geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer, die eersgeborenes, nie sou aanraak nie. En ons gaan nou vanoggend saam die nagmaal gebruik, wat 'n uitvloeiing is van die Pasga, wat die Jode gehou het. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan, soos op droog grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. Luister baie mooi. Moses het geweier, hy het gekies, hy het geglo en hy het gesien. Dis 'n preek op homself. Moses het geweier, hy het die wêreld geweier, hy het God gekies, hy het die woord van die Here geglo en hy het die heerlikheid van die Here gesien. Vanoggend praat ons oor die gedagte om van ontmoeting tot ervaring te gaan. Ervaring is dit wat ons beleef, die teenwoordigheid van die Here.
die hand van die Here, die wonderwerke van die Here, die krag van die Here. Eerstens moet ek besef dat die Here gebruik onvolmaakte mense soos ek en jy. Tweedens moet ek besef dat gehoorsaamheid is die sleutel tot die krag van God. Gehoorsaam aan sy woord, aan sy opdragte, aan sy waarskuwings. Tweedens, God se teenwoordigheid is wat die verskil maak. Raak bewus daarvan en vra die Heilige Gees om jou bewus te maak van daardie teenwoordigheid. En dan moet ek die volgende doen: weier, kies, glo en sien. Ek moet weier vanoggend om die leuns van die vyand te glo, dat ek nie goed genoeg is nie, dat die Here my nie kan gebruik nie, dat ek nie vanoggend beskikbaar is vir die Here nie. Moenie daai leuen glo nie. Kies om in die waarheid van God se woord te staan en om die woord van die Here te glo vanoggend en sien vanoggend die heerlikheid van die Here. Die Bybel sê vir ons dat Moses het in geloof die Pasga gehou. In die geloof het hy van die bloed en die liggaam van Jesus, dit is waarna dit verwys het. Dis die teebeeld, die nagmaal, die kruisiging van Jesus Christus. En vanoggend wil ek hê dat u ook in die geloof vanoggend jou nagmaal moet neem. As jy dalk 'n besoeker is, die voorste puntjie kan jy so 'n paar keer op en af buig, hy behoort af te breek en dan kan jy baie maklik oopmaak. Maar vanoggend wil ek hê met jou nagmaal neem en saam met my oopmaak. Vanoggend gebruik ons die nagmaal ook soos Moses in geloof. Die verskil is net Jesus Christus het reeds die prys betaal. Hy het opgestaan en hy lewe. En vanoggend gebruik ons die nagmaal in gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Miskien vanoggend verstaan jy nie heeltemal die nagmaal nie. Miskien besef jy nie vanoggend waarvoor dit alles staan nie. Dan gebruik jy dit soos Moses in die geloof, maar in gehoorsaamheid. Want die Here het gesê, so dikwels, as wat julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink. In Johannes het hy gesê, as jy nie van hierdie brood eet en uit nie die beker drink nie, het jy nie deel aan my nie. Hier is 'n opdrag van die Here, wat ons vanoggend in gehoorsaamheid doen. Here, ek kry vanoggend deel aan die liggaam deur die eet van hierdie stukkie brood. Here, en ek kry vanoggend deel aan die liggaam, aan die bloed en die reiniging van die bloed en die krag van die bloed deur die drink van hierdie druiwesap. Ek doen dit vanoggend in gehoorsaamheid, in geloof. Ek weier om vanoggend die leuns van die vyand te glo, Here, want ek sien vanoggend met die oë van geloof. Kom ons neem eerstens die broodjie en ons gebruik dit saam. Vader, dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie, Here, dat u liggaam vir ons die prys betaal het, aan die kruishout gehang het. Here, en dat ons daardeur vanoggend toegang het tot die Vader, deur die voorhangsel wat geskeur is deur die liggaam. Kom ons gebruik dit saam. So ook die beker. Na die ete het hy die beker geneem en sê, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels, as julle daaruit drink, doen dit tot my gedagtenis. Hou in gedagte wat my bloed vir jou gedoen het. Hou in gedagte dat my bloed 7 keer gevloei het om jou volmaakte verlossing te kan gee. Hou in gedagte dat my bloed jou gewete reinig en jou van alle sonde en alle ongeregtigheid vergewe. Neem kennis dat my bloed in die teenwoordigheid van God spreek en vir jou intree. Doen dit tot gedagtenis van my. Kom ons doen dit saam. Here, dankie vanoggend vir die liggaam en dankie vir die kosbare bloed. Dankie dat ons vanoggend deur hierdie gehoorsame handeling te doen, Here, deel kry aan die liggaam en aan die bloed, aan die lewe en aan u genade. Ons eer u vanoggend, Here, vir hierdie woord. Ons eer u vanoggend vir die nagmaal. Maak ons gehoorsaam, Here. Bring ons tot die besef dat u ons wil gebruik en maak ons bewus van die teenwoordigheid. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.